Maar sit, dankie. U kan die Bybels vir my oopmaak by Efesiërs 4. Dis op bladsy 253 in die Nuwe Testament natuurlik. Efesiërs 4. Kom ons sluit die oë. Here, met u woord voor ons oop, eer en dank ons u vir die gawe van u woord in ons lewe. Ons besef, Here, dat ons kan nie net hoorders van u woord wees nie, ons moet ook doeners daarvan wees. En daarom, Here, vra ons dat u deur u woord ons sal kom ontmoet en deur u woord vir ons sal kom wys wat u wil hê en hoe u wil hê dat ons lewe moet inrig. Dankie, Here, dat u bemoeienis met ons maak en dat u deur u woord ons kom ontmoet. Rig, stuur en vorm ons met u woord, o Here. Ons pleit dit van u af, in Jesus se naam. Amen. Ons gaan lees Efesiërs 4, al 16 verse. Ek druk dit julle op die hart. Ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar's net een liggaam en net een Gees. Daar is net een hoop waartoe julle geroep is. Daar's net een Here, een geloof, een doop, een God die Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevange saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo die hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het: apostels, profete, evangeliste, herders, leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie, ons sal nie meer soos golwe op en af, heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleraars, valse leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in die liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm self 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Kosbare woorde. Kosbare woorde. As ons besef dat Paulus hier vir ons te veel gee om te verteer. Sommige so op die weg spring. Ek het dit besluit om Efesiërs 4 vers 1 tot 16 oor 4 Sondae te preek. Ons gaan stil staan by 'n lewe wat pas by God se roeping, so ons lees vandag net vers 1. Volgende keer is dit dan Efesiërs 4 vers 2 tot 6, die eenheid bewaar met regte hart en regte waarheid. Dan die derde keer sal Efesiërs 4 vers 7 tot 12 wees, Christus rus sy kerk toe vir diens. En dan Efesiërs 4 vers 13 tot 16, saamgroei tot volwasse Christene. Ek dink as ek die kerkjaar so kyk, behoort ons teen Junie maand hier te wees. Want sien wat nou besig is om te gebeur. Paulus het nou mooi die teorie van Christenskap geïllustreer in Efesiërs 1 tot 3. En nou by vers 4 sê, okay, kom ons kyk nou hoe lyk dit as julle hierdie begin doen. Kom ons kyk hoe lyk dit wanneer julle dit doen. Kom ons kyk dan hoe lyk dit as julle werklik besef waaroor dit gaan. 'n Vryer vertaling van hierdie gedeelte, dis ook die een wat ek in die week uitgestuur het, sê ek dan
Die gevangene in die Here vermaan julle om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Ek dan, die gevangene in die Here, vermaan julle om te wandel in die roeping waarmee julle geroep is. Hoe lyk hierdie roeping? Efesiërs 1. Julle is gekies, julle is verseël, en julle is verlos. Verkies, verseël, nee, heel de mekaar. Julle is verkies, verlos, verseël. Ja. Verkies, verlos en verseël tot wat? Tot diens aan die lewende God. En dis waar Efesiërs dan nou vir ons na vore tree. 'n Ongelooflike openbaring wat Paulus maak as hy sê, hy sê nie in die vertaling wat ons het daarom nie, maar die daarom word geïmpliseer as ons kyk wat in 1 tot 3 gebeur. Ek het vir julle hierdie teorie nou gegee. Ons kan nie anders dan om op te tree volgens die roeping waarmee ons geroep is, in reaksie op dit wat ons nou gehoor het. Hoe die deel en die plan van God vir sy kerk lyk. En Paulus begin deur 'n woord te gebruik, ek kom vermaan julle. Die Griekse woord daar is parakalo. Ek vermaan julle met 'n ernstige vermaaning. Amper soos iemand wat op 'n sterfbed lê en vir oulaas iets wil kom inprent by sy mense. As ek nou my laaste woorde het wat ek vir julle kan gee, is dit wat ek wil hê julle moet onthou. Dis wat hierdie vermaaning impliseer. Is 'n onderwysing, maar nie 'n onderwysing van, ag wat jy kan maar as jy wil nie, son, jy het nie 'n ander keuse nie. Ek vermaan jou, ek spoor jou aan, ek roep jou aan. Is 'n sterk aansporing en nie 'n versoek nie. Want sien op 'n versoek, nie versoeking nie, 'n versoek. Ek versoek jou om hierdie te doen. Maar as ons op hierdie vermaaning sou reageer soos dit ons op versoekings reageer, gaan dit goed gaan met ons geestelike lewe. Want ons soek amper 'n verskoning om te val vir 'n versoeking. Miskien moet ons kop drasties swaai, maar dis wat Paulus besig is om die gemeente probeer doen. Julle moet anders dink oor hierdie evangelie. Hierdie evangelie is nie net 'n add-on, sodat jy in die gemak van jou lewe kan leef, en onthou, o ja, maar die evangelie is maar daar vir wanneer ek hom nodig het. Die evangelie moet wees dit wie ek is, dit wat ek doen, hoe ek dink, hoe ek redeneer, hoe ek werk, hoe ek optree. Dis waartoe ons deur Paulus vermaan word om waardig te leef. Die Griekse woord wat hier gebruik word is axios. Axios verwys na 'n skaal. Axios verwys na 'n skaal wat in perfekte ewewig moet wees. Kom ons gaan lees hierdie gedeelte nou weer. Ek vermaan julle om 'n lewe te leef wat in perfekte ewewig is met die roeping waartoe God julle geroep het. Jy kan maar amen sê, ons kan huis toe gaan. Dis die implikasie. Ek vermaan jou. Ek nooi jou nie uit nie. Ek sê nie jy kan as jy wil nie. Nie is dit vir jou lekker of gerieflik is nie. Dis die vereiste. Axios. 'n Skaal in perfekte ewewig. Waterpas 'n babbel in die middel.
Dis wat 'n waardige lewe voor die Here is. Perfekte ewewig beteken hy skaal maak nie so nie. Hy bly so. So hoe waardig leef ons voor God? Hoe waardig leef ons as gemeente ons roeping uit? Hier waar ons geplaas is. Want onthou, ons het al vroeg vir mekaar gesê, Efesiërs is vir my in die enkelvoud, maar ook in die kollektief. Dis vir my as individu en vir my gemeente. Dan is die vraag wat ons mekaar miskien weer hierop moet vra, en 'n vraag wat ek gesê het, ek julle nog baie gaan vra, hoeveel ongemak gaan ons as gemeente moet begin verduur, om 'n lewe te leef wat in perfekte harmonie en ewewig is, met wat God van ons droom, wat God van ons vra, en wat God van ons beplan, oor hoe God wil hê, God se gemeente moet lyk. Want as ons nie in ewewig gesê het, ons moeilikheid. Dis die kort en die lank van die saak. So wat is die implikasie daarvan in my lewe? Kom ons gaan kyk bietjie hoe lyk hierdie waardig. Hierdie waardig is die standaard waaraan die lewe moet voldoen. Dit kom in nog 3 plekke in die Bybel voor. Filippense 1 vers 27, wandel waardig van die evangelie van Christus. Wandel waardig van die Here. Wandel waardig van God, wat julle roep. Is bietjie vry vertaal, maar wandel waardig. Wandel waardig. Wandel waardig. Vir ons almal gaan dit oor 'n lewe wat pas by wie God is en wat hy vir ons gedoen het. 'n lewe wat pas by wie God is en wat hy vir ons gedoen het. Kom ons gaan breek dit bietjie op. Wat het God vir ons gedoen? Sê maar. Geef ons kossies en kleertjies. Nee, ons moet ophou so dink en leef, is meer as dit. Hy vergewe my sonde, nee, meer as dit. Ons moet begin dieper dink oor die impak en die implikasie van wat dit is en wat dit beteken om kind van God te wees. Dis nie net, liewe Jesus, vergewe my sonde en dankie vir my kossies en my kleertjies en gee vir ons 'n mooi dag nie. Dis Here God, ek het 'n behoefte en 'n begeerte om te doen en te laat realiseer dit wat U van my verwag, omdat U die lewende God is wat 'n implikasie op my lewe plaas wat my vereis om beter te leef, want God sê so. En dan kan ek nie anders as om te reageer in die positief nie, want God het sy lewe hiervoor gegee. Paasfees gaan oor meer as paaseiers eet. En hot crossbuns. Dit gaan oor die lewende God, wat sy seun gegee het, om boete te kom doen, vir die hartvogtige hardhoorigheid, sonde en onverskilligheid van sy kinders, wat dit nie reg kry om waardig die roeping te leef, wat God op hulle lewe geplaas het. Dis wat hier staan.
Mense vir wie hulle eie gerief en hulle eie gemak en hulle eie genot baie belangriker is dit wat God van ons vra en wat God van ons verwag. Ons eie oortuigings en die grense wat ons trek, dat dit pas binne my manier van leef, want daar binne voel ek gemaklik, daar binne voel ek vry, want dan is die implikasie mos nie so sterk op my lewe nie, terwyl God sê, dis my standaard en geen ander standaard nie. Maar ons wil die standaarde stel. Onder watter terme en watter voorwaardes ons die Here sal dien, solank dit binne my gerief en my gemak pas. En dan vra ons hoekom lyk die kerk van die Here soos wat hy lyk? Geen wonder nie. Want God se standaard en God se waarde is nie meer waaroor dit vir my gaan nie. Dis 'n oproep tot dankbare gehoorsaamheid wat vloei uit die ryk leer van Efesiërs 1-3. Ons wandel nie waardig om gered te word nie, maar omdat ons reeds geroep en gered is. Met ander woorde, dis wie jy is, as jy kind van die Here is. Jy het nie 'n ander keuse nie. Dis waartoe jy geroep word. Daarby ek roer hom nou verskriklik baie, so as hy nie skuif nie, moet jy hom maar aanskuif. Jou identiteit as geroepene bepaal jou etiek. Wie jy in Christus is, moet sigbaar word in hoe jy met mense by die skool of by die werk omgaan. Kinders en volwassenes is hierby ingesluit. Dis nie net vir die groot mense nie, dis vir die kinders ook. Jou identiteit as geroepene bepaal jou etiek. Etiek is hy morele kode waar volgens jy leef, wat jy nie links of regs van afwyk nie. Dis jou lewensetiek. Wie jy in Christus is, moet sigbaar word. Want dis hoe ek aksios kry, dis hoe ek daar is, dis hoe ek in perfekte ewewig is. Dis hoe om in ewewig te kom met die roeping waarmee ek geroep is. Nie was nie. Want hierdie roeping is 'n voortdurende roeping wat elke keer na vore kom. Dis nie net vir oudag se tyd nie, dis vir vandag, dis vir môre en vir oormôre en ook ander dag se oormôre. Bly hierdie roeping dieselfde. Ek word geroep om waardig te leef met die roeping wat die Here op my lewe geplaas het. Ek het nie 'n keuse om te maak wat ek wil nie. Jou lewe moet dieselfde gewig dra as die genade wat God jou geskenk het. Ja, maar die Here se genade is te groot, des te meer, man up. Dominee, ons gaan dit nooit reg kry nie. Ons iets om na te streef. Hoeveel van hierdie kyk die voorreg mos van in my beroep staan. So nou en dan het ek die voorreg om van die kant af in te kyk in die samelewing in. Bietjie te kyk hoe mense dink en operate en hoe hulle redeneer en wat hulle lewenskyk uitkyk op goed is. Ek wens ons as mense wil dieselfde moeite doen om die beginsels van God in mekaar en in ons kinders se lewe te belê, as die moeite wat ons doen om te jaag van een geleentheid na die ander geleentheid, want ons mag tog net nie uitmis nie. Ek wens ons wil hy selfe ywer hiervoor gebruik. Maar dis aan die kant, dis nie nou belangrik nie. Ons sal kilometers ry, want ons moet geleenthede skep, maar ons wil eers hierdie doen nie. Ons moet tog net nie uitmis nie. En die ironie is, die gejaag na 'n klomp van hierdie goed, steel hierdie tyd, wat ek hierin moet belê.
Maar ons moet waardig leef. Ja, wanneer dit my pas. Dis wat die Bybel sê. En ek self kry dit nie reg nie. So ek praat eintlik uit frustrasie met myself, want ek kry dit ook nie reg nie. So wat moet nog meer gebeur voordat hierdie pennie by ons drop? Miskien moet ons oor en oor en oor hoor dat die lewe gaan nie oor jou nie. En oor jou gemak en jou geleenthede en al die oulike goedjies nie. Miskien moet ons weer besef wat dit beteken om in jouself te sterf. Dood te gaan, tot nie te gaan, in jouself. Want dis al hoe ek by hierdie punt gaan uitkom. Want ek staan in die pad. En ons kan maar eerlik wees met onsself. Ons staan in ons eie pad. Want wat gaan die ander sê as ek dan nou nie daar is nie? Of wat gaan die ander sê as ek nou nie hiervan deel is nie? Want dit is maklik om te weet, nee, ons kom nou maar die Sondag kerk toe en ons is moeg, ons het Saterdag aand tot laat gekuier. Wie julle, ons is in die kerk besig met hierdie bedienaarsopleiding. Mieke is een van die studente by ons wat dit nou doen. Een ou skryf vir ons 'n brief. Hy sê vir ons, dis vir hom regtig moeilik om hierdie bedienaarsding te doen, want hy kan nie Saterdag aand saam met manne suip en dan Sondag vir hulle sê wat hulle moet doen nie. So hy gaan eerder nie die bedienaars-ding doen nie. Hoe het ons daar gekom? Saterdag aand se suip is vir my meer werd is om my besig te hou met die vorming van die koninkryk van die Here. Sy botie is vir hom meer belangriker as die roeping wat die Here op sy lewe plaas. Jou lewe moet dieselfde gewig dra as die genade wat God aan jou geskenk het. Hier is nie 'n kan as jy wil nie. Dis of dit of niks. Ons as kerk van die Here leef nie dit wat ons bely nie. Ons leef dit nie. Die belydenis is net vir Sondag tussen 9 en 10. En as die dominee nou nie die apostoliese geloofsbelydenis sê op 'n Sondag nie, dan se kwaad. Maar dit maak nie saak dat ek die belydenis versaak van Maandag tot Saterdag het. Maar hy moet dan net Sondag in die kerk gesê word. Want ons godsdienst het 'n paar rituele geraak wat ons dink ons sis onsself mee, in plaas daarvan dat dit is wie ek is. Dit verg 'n lewende verhouding met die lewende God. Dis wat dit kos. En dis 'n lewe waarin ek moet ken. Hier's 'n paar goed in my lewe wat ek moet los en laat neerlê. En ek wil dit weer sê. As jy nie jouself omring met mense wat jou beter maak nie, wat jou nader aan God bring, of wat jou by die voete van die Here neerlê nie, moet jy nuwe mense in jou lewe kry. Want ons is verantwoordelik vir mekaar. Ons moet toesien dat ons medemens beter raak, maar die enigste manier hoe ek dit doen, is deur die voorbeeld wat ek stel. Julle moet 'n lewe leef waardig.
Sien, wanneer ons oor 'n weegskaal dink, dan dink ons ja, een kant is swaarder en ander kant, en ons wil waarde bepaal en. Maar wanneer God oor 'n skaal dink, dan praat hy oor perfekte ewewig. Dis eintlik nie 'n skaal nie, is 'n standaard wat gestel word. Ek druk julle dit op die hart. Onthou, ek het nou eers niks gesê oor Paulus se gevangenskap wat in die tronk sit oor hy die Here dien nie. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Aan die uiteinde daarvan is die eenheid en die perfekte harmonie van die geloofsgemeenskap. Maar dit begin by die individu. Individu wat bereid is om in homself te sterf en in Christus op te staan, sodat dit die kerk en in die kerk van die Here Jesus Christus oor Christus kan gaan en nie oor my nie. Oor my dooie liggaam sal dit in die kerk gebeur. Ja, sterf in jouself, dan kan dit maar gebeur, want dit gaan oor Christus. Oor my dooie liggaam sal hierdie mense saam in die kerk sit. Sterf in jouself, maak dit oor Christus, dan kan hulle saam met jou in die kerk sit. Ons moet miskien meer by daai dooie liggaam uitkom. Dat ek in myself sterf. Miskien moet ons dalk elkeen so 'n skaaltjie iewers loop plak. Laat ons maar net elke dag onsself afvra. Is ek nog in lyn? Is ek nog in lyn? Here, hoe ek nou opgetree het hier, is hierdie nog in lyn? Here, dit wat ek nou beplan om te doen, is hierdie op lyn? Here, vergewe my vir dit wat ek gedoen het, want dit was nie op lyn nie. Ons het 'n keuse om te maak. En op die ou einde van die dag, is die vraag eintlik maklik. Wil jy, of wil jy nie? Ek wil 3 vrae vir jou vra vandag, waarop jy moet beantwoord in jouself. As jy jou daaglikse optrede op 'n weegskaal moet plaas teenoor God se genade, watter kant toe trek die gewig op hierdie oomblik in jou lewe? In watter spesifieke verhouding of situasie vind jy dit die moeilikste om waardig aan jou roeping te wandel? Die van en aan te wandel is 'n direkte vertaling uit die Grieks uit. Dis hoekom dit nie Afrikaans reg klink. Ek weet nie, dit pla dalk 'n paar mense, maar is met rede so gedoen. En dan, hoe verander die feit dat Paulus vanuit gevangenskap pleit, dat jy jou eie perspektief op jou eie uitdaging moet bestudeer?
waardig. Waardig die roeping. Amen. Daar's geleentheid vir stilte waarna ek vir ons sal afsluit met 'n gebed. Here, leer ons waardig lewe. Amen.